Onse liefdevolle Hemelse Vader, ons loof U naam, veral in hierdie Pinkstertyd, nadat ons Jesus se hemelvaart herdenk het. Ons dank U vir die voorreg wat ons het om Pinkster te mag vier, al is dit op 'n afstand van mekaar af. Ons bid U goedheid en guns af op hierdie virussituasie wat die wêreld gevange hou. Ons bid vir die bekamping daarvan, vir 'n geneesmiddel en herstel vir al die siekes. Ons bid ook vir die mediese nood en ander personeel in die voorste linie in die stryd teen die virus. Ons bid vir selfbeheersing en gehoorsaamheid aan die inperkingsmaatreëls. Vanaand wil ons by U voete kom sit met al ons sondes en ons hartseer daaroor. Ons bely ons verkeerde besluite in ons verlede met die gevolgige negatiewe omstandighede. Ons bely ons verkeerde gedagtes en dade, ook dit wat ons nagelaat het om te doen. Die verbygaande voete was geleenthede wat verlore gegaan het, die tye waar ons vir ander iets kon beteken het, maar niks gedoen het nie. Ons bely ons liefdeloosheid, selfsug en eie belang, toe ons naaste tweede gestel het, in plaas van eerste. Here, soms voel ons so magteloos teen al hierdie negatiewe dinge in ons lewe. Ons voel dit oorweldig ons. Maar ons weet, U sien ver, U sien oneindig ver. Ons weet U is 'n genadige God, wat ons sonde so ver verwyder as wat die ooste van die weste af is, en dat U 'n liefdevolle God is met soveel liefde as wat die hemel bo die aarde is. Dankie dat U weet, ons is maar net gras in die wind, vandag hier en môre weg. Maar U is vir ewig. U liefde en trou is onverganklik vir die mense wat U dien en wat getrou bly aan die verbond en U voorskrifte nakom. Dankie dat U met sagte oë na ons kyk, vol liefde. Help ons om ook so na ons medemens te kyk. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie welkom by vanaand se erediens waar ons die tema het van op pad na vrek gelukkig, en vanaand se onderwerp is trane vind God se hart. Ons hoop ons sien jou elke aand tot donderdag aand om 7 uur, of jy kan dit enige tyd kyk op YouTube of op Facebook. Ons is op reis na Pinkstersondag toe, en dit is die dag wat die hele kerk van Christus fees vier. Ons vier fees oor die Heilige Gees wat oor sy disippels en 'n klomp mense uitgestort is. Ons is bly dat Jesus die Gees gestuur het om vandag in ons elkeen wat glo mag lewe. Hy is hier om ons te kom help om te glo. Hy is hier om ons te help om op die pad te bly. Hy is hier om ons te help om die wil van God te doen. Hy is hier om ons te help om weg te kyk van onsself en onsself te probeer vashou en eerder te kyk na die mense om ons wat meer nodig het as ons. Jesus kom kondig self die koms van die Heilige Gees aan in Johannes 14. Kom ons lees vers 16. Ek sal met die Vader praat. Hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad, en dit is die pad van die waarheid. Ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar oral by julle wees. Julle sal gou die Gees in julle lewe herken, want hy sal heeltemal deel word van julle. Jesus het geweet ons gaan sukkel om die pyp te rook. As hy nie meer hier is nie, gaan sy storie van hom wat hier op die aarde was om te kom sterf vir ons sondes al hoe meer vervaag. Later sal die mens maar weer terugval in sy ou weë en probeer om die 10 gebooie op hulle eie uit te leef. Die mens sou sy vryheid heeltemal prys gee en weer vasgevange raak. Daarom het God en Jesus nog 'n wonderlike plan gemaak, en dit is om sy Heilige Gees agter te los. Die Heilige Gees kom woon binne in ons om ons te help om te glo, om ons te help om meer en meer soos Jesus te word. Soos Paulus dit stel in 2 Korintiërs 3 vers 17. Die Here is Gees. Hy is 'n lewende werklikheid,
en nie maar net iemand wie sy naam in 'n wetboek geskryf staan nie. Oral waar die Gees van die Here aan die werk is, word mense regtig vrygemaak. Dit is die Heilige Gees wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef soos wat Jesus wil. Die Heilige Gees is 'n werklikheid vandag. Ons moet weet dat hy ons kom vrymaak. Hy gooi al die kettinge van die wêreld wat ons probeer vasbind af en hy help ons om al hoe meer soos om al hoe meer God se hart te sien en om te leer ken. Ons sien hoe God se hart net wil liefde uitpomp. Ons sien hoe God vir ons oorlaai met vreugde en vrede. Maar die Heilige Gees doen meer. Hy help ons om ook te verander. Hy help ons om anders te lyk, anders as die wêreld te raak en meer soos God wil hê ons moet lyk. Dit is die Gees wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef, soos wat die teks sê, soos wat Jesus wil. Die vraag is, hoe? Saam met die Heilige Gees luister en kyk ons na Jesus se prentjie van hoe 'n nuwe Christen lyk. Dit sê hy vir ons in die saligsprekinge in Matteus 5. Vanoggend het ons gehoor dat ons hand moet opsteek, om te sê, Here, ek het hulp nodig. Te sê, Here, ek kan nie. Ons moet ons sagte plekkies uitwys. Ons moet ons swak punte uitlig en wys waar ons weak link. Dan staan ek soos 'n bedelaar voor God, leeg, honger, arm, met niks in my hande nie. Dan kan God ons weer vol maak met die dinge wat regtig ware vrede bring, ware vreugde bring. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth planted deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail. Let the truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us.
will stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, oh Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Matteus 5. Eendag, toe Jesus sien hoe baie mense na hom toe kom, het hy teen 'n berg opgeklim sodat hy hulle kon leer. Sy volgelinge het saam met hom teen die berg opgeklim. Nadat hy gaan sit het, sê hy vir hulle: Gelukkig is almal wat van God se goedheid en sorg afhanklik is. Hulle sal definitief 'n plek kry in sy nuwe wêreld. Gelukkig is almal wat hartseer is oor al die pyn en swaar kry in hierdie wêreld. God self sal hulle trane afdroog. Vanaand kom ons by die tweede seëning uit, en dis nie 'n maklike een nie. Tog is dit nodig vir die proses, om al hoe meer te leef en te lyk, soos wat God wil hê ons moet lyk. Matteus 5 vers 4 sê, gelukkig is almal wat hartseer is, oor al die pyn en die swaarkry in die wêreld. God self sal hulle trane afdroog. Of soos die 83 vertaling sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ware geluk, Makarios geluk, daardie geluk wat ons heeltemal oorval en wat ons in ons verstand nie heeltemal kan verstaan nie. Dit sal ons oorspoel. Wanneer ons treur, wanneer ons trane loop, wanneer ons rou, dan sal ons regtig gelukkig word. En dit klink nie lekker nie, want dit maak nie sin nie. Hoe kan 'n mens nou lag as jou oë lek? Hoe kan 'n mens van vrede op en afspring as jou gemoed donker en swaar is? En jy eintlik net op die bed wil gaan lê en vir niks kans sien nie. Maar hierdie is die omgekeerde teologie van Jesus, wat baie vreemd klink in die wêreld. Hierdie teologie was so vreemd vir die kerk in Jesus se tyd, dat hulle hom daarvoor aan die kruis laat hang het. Kom ons maak nie dieselfde fout nie. Kom ons gee vir Jesus die binnevet van die bout en luister na hom. Kom ons gee die Heilige Gees kans om hier in ons te woel, sodat ons kan verstaan hoe ons trane ons na God se hart toe kan lei. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Maar wat beteken treur? Treur is die toestand van diepe hartseer. Soos wanneer iemand doodgaan, dan huil 'n mens dat die trane spat. Dan is daar 'n gat in jou hart van hierdie persoon wat weg is. En ons hart pyn, ons emosies is poegaai. En fisies trek het soveel amps, sodat ons later moeg op ons beddens gaan neerplons. Treur en huil en sad wees is nooit 'n welkome besoeker nie. Maar kom een of ander tyd meermale 'n draai by ons elkeen maak. Kan ek dit weer sê? Treur en huil en sad wees is nooit 'n welkome besoeker nie. Maar kom een of ander tyd meermale 'n draai by almal van ons maak. Met ons trane moet ons eerstens hartseer wees vir dit wat ons alles verkeerd gedoen het. Ons moet in opregtheid gaan kyk na ons lewe en die plekke sien waar ons verkeerde dinge aangevang het. Ons almal was al ergens pad af gewees. Sommige van ons meer as ander. And that's life. Dit gebeur sommer net, sonder dat ons daarvoor gekies het. Daar waar ek in 'n hoek vasgever was, en al manier wat ek daaruit kon kom was om te lieg, of dalk nie so erg net 'n ligte wit leentjie te vertel. Dit maak nie saak wat die shades of white of die shades of grey is nie. Dis nog steeds alles verkeerd. En hiervoor moet ons berou vra. Dalk was jy ontrou. Dalk was jy ongehoorsaam. Dalk was jy nie 100% eerlik nie. Dalk het jy 'n paar lappe onder die tafel gevat. Dalk het jy juist dit nie gedoen wat God wil hê jy moet doen nie. Dalk het jy weggehardloop
vir die werk wat God jou voor geroep het. Miskien is dit nodig om nou tyd te maak om deur God se oë na jou lewe te kyk, om die droom te droom wat God vir jou het. Dan sal jy sien waar jy die pot misgesit het. Dan sal jy sien waar jy buite die grense van God se wil vir die spel was vir jou lewe en waar jy verkeerd gespeel het. En wanneer 'n mens in opregtheid die movie van jou lewe deur God se oë sien, dan word 'n mens oorval deur hartseer en pyn en dan loop die trane. Dalk nie fisies nie, want ons almal se watertanke sit nie noodwendig naby ons oë nie, maar dan loop die trane hier binne in ons hart en dit is seer. En dit is nie lekker nie. Die verlossende evangelie van Jesus wat daar aan die kruis gebeur het, skop dan eers in. En dit word dan in werklikheid, wanneer ons in berou voor God sit, wanneer ek erken oor die verkeerde dinge wat ek gedoen het. Wanneer ek sê met my mond in woorde uiter, Here, ek is jammer, maar meer nog. Wanneer ek anders begin het doen, die verkeerde dinge te los, die porno sites toe te maak en nooit weer oop te maak nie. Dan skop die verlossing in. Daar in 1 Johannes 1 vers 9 sê Johannes vir ons, as ons sondes bely, is God getrou en regverdig om ons al ons sondes te vergewe. Alles wat ons verkeerd gedoen het, sal hy vir ons vergewe. As ons sondes bely en ons sê ons is jammer, ons treur, ons huil daaroor, dan doen Jesus die res. Ek sê weer, ek weet dis nie maklik nie. En nee, ons hoef dit nie vir die res van ons lewe elke dag te treur nie. Maar ons moet 'n punt daarvan maak, om so elke nou en dan hier en draai te kom maak. Wanneer ons so elke dan en wanneer 'n sluk vat, wanneer ons so nou en dan verkeerde goeders doen en in die hek duik, moet ons weer hiernatoe kom. So elke nou en dan slaan ons 'n geestelike woestyn, die meeste van die kere omdat ons dom keuses gemaak het. Dan moet ons treur oor ons geestelike armoede. Ons moet treur oor dat ons dit nie gemaak het nie. Slegs mense wat oorrompel word deur hulle eie foute en tekortkoming en hulle eie sondes, kan sien dat daar 'n plaag in hulle harte woon. Dit is soos die plaag van die ou arme Egiptiese koning en sy mense getref het. So het 'n plaag in ons hart kom tref. Die sonde het ons kom tref. En hiervoor moet ons na afgryse staar. Ons moet ophou om dit te doen. Daar waar Bacchus baie kere die oorhand kry, moet ons ophou om die glas weer en weer vol te maak. Deur al die droog wat ons gemaak het, is daar geluk, sê Jesus. Daar's ware geluk. Dis nie die plastiek geluk wat die wêreld vir ons aanbied nie. Nee, hierdie belofte is 'n vaste vertroosting. 'n Vertroosting wat reëel is, wat nie opbou nie. Wanneer 'n mens in hierdie staat van treur is, wat jy nie kan ophou jammer sê nie, wanneer die riviere so uit jou oë uitloop of uit jou hart se oë uitloop, dan kom 'n mens uit en jy sien God se hart. Ons sien Matteus 11 vers 28. Jesus is aan die woord. Daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet ronddra? Het julle godsdiens leeg geword, sodat julle geestelik dors nie meer geles word nie? Kom na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Kom na my toe, sê Jesus. Wanneer ons hier voor God sit, dan raak ons trane op. Die tenke raak leeg. Ons raak leeg. Hier waar ons 'n bietjie die pausknoppie gedruk het van die lewe, kom God. En kom ons by sy hart uit en maak hy sy hart vir ons op en gebruik die Heilige Gees dit, sodat ons weer vir God kan sien, waar ons sy hart kan sien. God is so verheug oor ons wat voor hom kom staan, dat hy oorloop van vreugde. Dit is waarvoor God sit en wag, al van die begin van ons lewe af. Hy het gesmag daarna, dat ons na hom toe sal kom,
En daarom kan hy homself nie keer nie. En daarom bars hy uit van vreugde en lag en lekker kry. En dan loop hy oor en oor en oor. En dan is dit by hierdie vreugde wat die Heilige Gees ons uitbring. En dan is dit van hierdie vreugde wat die Heilige Gees in ons hart kom sit. Die vreugde, die makarios, wat ons verstand te bowe gaan. En ewe skielik is die handbreek op ons lewe los. En kan jy weer hopskiep en jump. Maar weet jy wat? Miskien moet ons nie so vroeg uit die blokke uitskiet nie, want daar is nog 'n tweede ding waaroor ons bedroef moet wees, waaroor ons trane moet stort. En dit is oor die onreg wat in die wêreld gebeur. Ons moet hartseer wees vir die pyn en die swaar kry van die wêreld. Dit is nie binne God se wil dat die wêreld so swaar kry nie. Dit is nie God se wil dat daar nou mense om jou net 'n kilometer of 2 verder moet sit, wat nie iets in die pot of op die bord het nie. Vir die mense moet ons harte ook bloei. Vir die mense moet ons trane ook loop. Wanneer ons dan so voor God gaan kniel, dan sien ons sy hart raak. Dan sien ons raak dat hy iets wil doen aan hierdie mense se nood. Dit is dan dat die Heilige Gees wat vir ons kom help, om te sien dat ons moet die hande wees, ons moet die voete wees, en ons moet iets fisies gaan doen aan die nood van ander mense. Wanneer ons dit doen, dan word ons platgeslaan deur die vreugde wat uit ons borrel. Dan word ons anders. Dan word ons soos die nuwe Christen wat Jesus van praat. Daar in die kamers van God se hart kan ons nie dieselfde bly nie. Ek wil jou uitdaag om jouself af te sonder. Dalk moet jy 'n pen en 'n papier vat en 'n paar sinne gaan neerskryf oor jou lewe. 'n Paar dalk oor jou goeie tye, maar ook die tye waar jy oor die grense van jou lewe gevoeter het. Vra die Heilige Gees om saam met jou dit na God toe te neem. Laat toe dat jy oorval word deur jou emosies, treur oor jou dom keuses, sê jammer, sit dit sommer daar voor God en sien sy hart. En vat die vreugde van God wat oorborrel van liefde. En vat dit met die Heilige Gees wat dit na jou aandra en word so uit die vreugde uit oorrompel en ook aangemoedig om God se hande en voete te wees met die mense daar om jou. Amen.